Die skaapmark is ewe skielik onder baie druk met pryse wat nog kan daal terwyl superspryse en choppryse ook skerp afkom. Gelukkig lyk dit of speenkalfpryse nog sy hoër vlakke handhaaf terwyl die wolmark ook sterk bly ten spyte van die sterker rand. Hierdie vleisprysoorsit word met trots aan jou gebring deur John Deere. Ongeveer 81% van die mense wat hierdie video kyk, volg ons nog nie op YouTube of Facebook nie. Gaan kyk gou of jy ons wel volg, dit kos jou niks nie en dis die maklikste manier om ons te help groei en hierdie inhoud aan die gang te hou. Op 'n werklike manier is jy deel van ons suksesverhaal en wat ons probeer bereik hier by ANT, so baie dankie vir jou ondersteuning. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het meestal sywaarts beweeg laasweek soos wat ons verwag het en op R41.07 per kilogram verhandel. Die top 40% gemiddelde prys wat ons dan natuurlik gebruik as die gemiddelde kommersiële prys het dan ook gestyg na R43.06 laasweek. Die Vrystaatse speenkalfprys het so 'n bietjie teruggesak na R42.53. Mpumalanga se prys staan op R37.74 en die Noordwes nou op R41.63. Die laerslagpryse tans kan dalk ook oorspoel na die kalfmark en dit dan ook so bietjie onder druk sit oor die korttermyn, maar ek dink nie dit behoort veel te wees nie, aangesien ons nog nie noodwendig in speentydperk is nie en die aanbod van speenkalvers dis tans relatief laag is. Ek dink wel ons kan 'n skerper daling vanaf Maart tot in April sien, veral as ons droër toestande dan oor daardie tydperk ook nog sien. Die A2 slagprys kom verder onder druk met die AMT opnameprys tans op R63.40. Die C-graadprys daal dan ook na R57.60 laasweek. Die markte is regtig stil op die oomblik en met aanbod wat dan steeds relatief hoog bly, kom die mark dan meer onder druk. Ek dink dit behoort verder te daal tot Februarie en hopelik dan te stabiliseer rondom die R60 merk vlak, maar dis baie moeilik om daai vlakke nou te bepaal. Skaapvleispryse is tans onder baie druk om laer te beweeg met die gemiddelde stoorlamprys 2% laer op R50.11. Swaarder slaglammer staan op R51.27. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat daal dan na R52.03 met die prys in die Noord-Kaap op R45.83. Hierdie is dan natuurlik meestal dorper tipe lammers wat nie wol het nie. Lampryse behoort ongelukkig nou onder meer druk te kom, aangesien vraag baie gedemp is op die oomblik en die karkasse nie skuif nie. Ons sien en verwag dit wel elke jaar hierdie tyd, so dis nie vir ons iets snaaks wat nou gebeur nie. Die A2 slagprys daal dan ook laasweek en staan nou op R105.64 met die C23 prys nou op R77.17 per kilogram. Soos genoem, ek dink slagpryse gaan ook nou daal soos vraag toenemend onder druk gaan kom in Januarie. Ons sien in meeste jare dat skaapslagpryse tot so in Maart ongeveer dan onder druk bly en dan weer in April stabiliseer en begin opwaarts neig. Laas jaar was wel dan 'n baie unieke jaar met pryse wat omtrent die heel jaar aanhou styg het. Die huidige prysvlak is volgens my ook nie regtig volhoubaar nie en sal ons dalk eers weer 'n regstelling moet sien binnekort. Tot waar hierdie daling of hierdie regstelling dan gaan wees is baie moeilik om nou te bepaal, maar ek dink wel ons kan bo die 2023-24 prysvlakke dan stabiliseer weer. Dit kan moontlik tussen R90 en R100 wees. Op die tweede veiling van die jaar het wolpryse baie goed gevaar en styg die 20 mikron RWS prys na R235 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys op R218. Die gemiddelde RWS prys het laasweek dan op R230.18 verhandel. Daar was nog nie 'n veiling in Australië nie en het ons dus dalk so 'n bietjie ekstra vraag vanaf China veral na ons veilings ook gelok en pryse dan verder opgedruk. Maar ten spyte daarvan is ek steeds baie positief oor die wolmark hierdie jaar. Daar is hernieude positiewe sentiment en vraag in hierdie mark en dink ek dit kan pryse nog opstoot vir die res van die jaar. Die bokmark het dan ook onder baie druk gekom die laaste week met groot bokpryse aansienlik laer op R30.33, klein bokpryse daal na R62.30, medium bokke op R51.05 terwyl bokweighpryse verder daal na R47.11. Ek het dan op Facebook 'n baie interessante grafiek ook met almal gedeel wat die seisonale tendense van bokpryse baie mooi uitlig. Dit toon dat bokpryse dan tradisioneel daal oor die eerste 3 of wat maande van elke jaar en verwag ons dus dat die mark nog verder onder druk kan bly vir nou.
Hoenderpryse het ook onder druk gekom met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys op R35.71, varspryse daal na R40.21 met die IQF-prys bietjie hoër op R35.50 laasweek. Hoenderpryse kom ook gewoonlik onder druk soos ons in Februarie en Maart gewoonlik inbeweeg en vraag wat dan oor daardie tydperk gewoonlik gedemp is. April is wel 'n beter maand vir hierdie bedryf wanneer Paasnaweek aanbreek en al hierdie vakansie daar ook natuurlik 'n plaasvind wat bietjie beter vraag veroorsaak gewoonlik en pryse laat stabiliseer of so klein bietjie opdruk. Varkpryse het gemengde resultate gehad die afgelope week met die nuutste spekvarkprys sywaarts op R40.78, vleisvarkpryse daal met so 1% na R41.23 met die nuutste worsvarkprys laer op R31.71. Hierdie pryse behoort terug te sak in Februarie en kan dan onder druk bly tot ongeveer Mei of Junie hierdie jaar, waarna ons gewoonlik weer ondersteuning in die mark kan begin verwag. Laas jaar die tyd was vleis en spekvarkpryse dan tussen 32 en 33, waar dit tans ver oor die R40 merk is. So, ons begin die jaar op baie hoë prysvlakke in vergelyking met die vorige paar jare. So, ek wonder of ons nie dalk dieselfde tendens kan sien as wat ons in 2023 gesien het, toe varkpryse baie skerp gedaal het veral oor die eerste 3 maande, maar oor die eerste 6 maande veral van daardie jaar nie. Of is ons tans op 'n nuwe hoër prysvlak vir vark? Ons sal wel dit binnekort uitvind. Graad 1 lucernpryse in die binneland daal dan na R3.400 per ton, graad 2 lucern staan op R2.900, prima lucern, waar daar steeds baie min van beskikbaar is, staan steeds so op so R4.400 merk per ton. Choppryse het dan baie onder druk gekom weens ooraanbod tans en vraag wat dan ook gedaal het en daal die nuutste chopprys na ongeveer R2.550 per ton. Daai was jou weeklikse vleis- en voerprys oorsig wat met trots aan jou gebring was deur John Deere. Sien weer volgende week.